Saterdag geloof, sê nou maar daar was geen opstanding nie. Om vir ons so 'n kykie te gee van wat in die wêreld oor hierdie naweek gebeur, loer ons na die volgende video as agtergrond. Welcome to our exploration of Easter traditions and celebrations from around the globe. As one of the most significant Christian holidays, Easter commemorates the resurrection of Jesus Christ and is celebrated with a rich tapestry of customs and rituals that vary across cultures. Today, we unveil the vibrant diversity of Easter's global festivities that persist up to the present day. In the United States and Western Europe, Easter is often associated with egg hunts and visits from the Easter Bunny. Eggs are dyed in vivid colors reflecting the joy of new life, while chocolate bunnies and candies fill baskets, adding sweetness to the celebration. Traveling to Eastern Europe, particularly in countries such as Poland and the Czech Republic, Easter Monday is marked by unique customs like Śmigus Dingus or Wet Monday. On this day, playful water fights ensue. People sprinkle each other with water, a lively tradition that some say brings good fortune in the coming year. In Greece, Holy Week is observed with solemnity, crescendoing in the resurrection service on Easter Saturday night. Following the midnight liturgy, crowds carry lit candles and greet each other with declarations of Christos Anesti or Christ has risen. The celebration is characterized by the cracking of red-dyed eggs, symbolizing the breaking open of Christ's tomb. Venture south to the African continent, and Easter customs meld indigenous and Christian traditions. In Ethiopia, followers of the Ethiopian Orthodox Church fast for 55 days preceding Fasika, or Easter Sunday. The fast is broken with festive meals featuring dishes such as dorowat, a spicy chicken stew, and a ceremonial black coffee. In the Philippines, Semana Santa, or Holy Week, is a time of deep devotion. During this week, streets come alive with processions, reenactments of the Passion of Christ, and in some areas, penitents perform acts of atonement such as self-flagellation. The apex of Semana Santa comes with the Salubong ceremony at dawn on Easter Sunday, depicting the reunion of the risen Christ and his mother Mary. Lastly, in Australia, the Easter bilby replaces the bunny, a nod to raising awareness for the endangered native marsupial. Easter, though unified in its core celebration of resurrection, offers a rich tapestry of traditions shaped by cultural and historical contexts. As we've discovered, the beauty of Easter lies in its diversity, a testament to how faith and festivity can coexist and thrive within different cultural landscapes. In ons samelewing is daar twee groot godsdienstige vakansies. Vir die meeste van ons is Kersfees seker die belangrikste een, want dis die tyd wat ons kuier by vriende en familie, ons sing kersliedere, ons versier 'n boom en ruil geskenke uit. Kersfees is vir ons die klimaks van die hele jaar. Wat van Paasfees in Suid-Afrika? Wel, vir baie mense is dit maar net nog 'n lang naweek, 'n kans om weg te breek see toe vir 'n paar dae. 'n Geleentheid om 'n bietjie weg te kom van al die mense, of om te ontdek dat hulle dieselfde plan as jy gehad het. 'n Tyd van lekker braaivleis, paljaar in die branders, laat slaap en so 'n bietjie vergeet van werk. Dalk sal party kerk toe gaan na die naweek, maar die meeste sal nie moeite doen nie, dis mos vakansie. Maar miskien het ons die kat in die stert beet. As Paasfees nie gebeur het nie, sou Kersfees geen betekenis gehad het nie. As die graf nie leeg was nie, sou die krib geen verskil gemaak het nie. As Jesus nie opgestaan het uit die dood nie, sou hy maar net 'n Joodse rabbi gewees het, wat gedroom het van groot dinge en toe dood is. As Paasfees nie waar was nie, was Kersfees maar net die storie van 'n obskure babietjie wat gebore is op 'n plattelandse dorpie meer as 2000 jaar gelede. Dis juist Paasfees wat vir Kersfees sy betekenis gee. Die Nuwe Testament het nie veel gemaak van die feit van die maagdelike geboorte van Christus nie. Dis wel waar, dit het gebeur, maar dit word nooit bespreek nie. 2 van die 4 evangelies noem dit nie eens nie.
Maar die opstanding is 'n perd van 'n ander kleur. In elke deel van die Nuwe Testament kom dit keer op keer na vore. As ons kyk na die preke wat in die boek Handelinge plaasgevind het die boodskap wat die eerste Christene verkondig het, hulle het nie eers Bethlehem genoem nie. Hulle het eerder gepraat van die leë graf. Hulle kon nie ophou praat oor Paasondag nie, want Jesus was nie meer in die graf nie. Die opstanding van Jesus is die sentrale feit van ons geloof. As jy dit as onwaar kon bewys, sou niks oorgebly het nie. Skeptici en twyfelaars het dus die Christelike geloof herhaaldelik aangeval op hierdie punt. Hulle het nie tyd gemors met die maagdelike geboorte, die wonders van Jesus of selfs sy dood nie. Die opstanding is waar alles staan of val. Hierdie naweek word Paasnaweek dwars oor die wêreld gevier deur al die Christene. Dis die hart van waaroor alles gaan. Alles rus op die feit dat Jesus opgestaan het uit die dood. As dit nie so belangrik was nie, sou niemand dit betwyfel het nie. Hier sit ons vandag mooi tussen Goeie Vrydag en Paasondag, so op die stilte van die naweek. Om te verstaan waaroor die Paasnaweek gaan, kyk ons diep in die geskiedenis terug na waar alles begin het. God's story, Passover. So part of God's story is about Passover, and it goes like this. Many years before Jesus was born, God's special family, the Israelites, were forced to work as slaves. They worked in fields and made bricks and mortar. Worse, the ruler of Egypt, Pharaoh, and the other people in charge didn't care if God's family was hot, tired, hungry, sad, hurt, or just plain miserable. But even in the middle of all that, God's family grew. In fact, they got so big that Pharaoh was scared they might overpower him. He made them work even harder to show them he was boss. Soon, the Israelites were even more miserable, so they begged God for help. Well, guess what? God saw what Pharaoh was doing to his family, and he didn't like it one bit. So he planned a rescue. He sent a man named Moses to lead God's family out of Egypt and into a brand new beautiful home called the Promised Land. But when Moses told Pharaoh to let God's family leave, Pharaoh said, "No." Remember, Pharaoh thought he was the boss. The thing is, God is really in control, and even rulers of countries should obey him. So God sent plagues to show Pharaoh his power. The plagues were punishments for keeping God's family as slaves. After each one, Moses asked Pharaoh to let God's family go. But Pharaoh kept saying, "No." Then Moses told Pharaoh that God loves his family so much that he will rescue them no matter how many times Pharaoh refused to obey. So there would be one more plague, one that would wipe out the oldest son in every house in Egypt. But of course, God had a special plan for his family. He told them to take their best lamb or young goat, kill it, and paint the blood on the doorframe. Then they should eat the meat with bitter herbs and some flat bread, made without yeast, called unleavened bread. The Israelites obeyed. Good thing, too, because that very night the angel of death came. But just like God promised, he passed over the houses with blood on the door. Finally, Pharaoh realized that God was in charge, and that God loved his family, and that Pharaoh couldn't stop God's rescue plan. He said God's family should get far away from Egypt, so they left in a hurry. For hundreds and hundreds and hundreds of years after that, God's family celebrated the night God rescued them by eating unleavened bread, bitter herbs, and lamb. But that rescue was just a preview to the big rescue God had planned for the whole world. See, God sent his very own son to earth. He lived the perfect life we should have lived, and died the awful death we should have died. But 3 days after he died, Jesus came back to life. That means he got rid of death, and it can't separate us from God anymore. And you know what? Right before Jesus died, he celebrated Passover one last time, but without the lamb. See, Jesus showed us that he is our lamb. And just like the lambs died so that the sons could stay with their families, Jesus died so that we can be part of God's family. And one day,
He'll recreate a perfect home for us, and it'll be even better than the Promised Land. And that's the story of Passover. So in case you missed it, here's the quick version. God's family was miserable. They begged God for help. God planned a rescue. Pharaoh said no. God showed his power. The oldest sons had to die. Lambs took their place. God rescued his family. They celebrated Passover. Death was our punishment too. God sent his son. He took our place. God rescued us. And that's a part of God's story. Jesus se volgeling het ook op daardie Saterdag in skok rondgesit en nie geweet wat om volgende te doen nie. Hulle held en leier Jesus is gekruisig en begrawe. Alles wat hulle opgewonde gemaak het oor die toekoms is verby. Terwyl hulle treur oor dit wat was, het hulle teruggedink aan wat alles gebeur het. Lukas gee vir ons so 'n kykie daarin. You've been looking at the story of Jesus as it's told in Luke's Gospel. It begins with the arrival of an unlikely king born in poor, humble circumstances. Then we saw Jesus as a teacher and prophet. He went throughout Israel calling people to a radical way of life, where enemies become friends, the poor are cared for, where people find forgiveness for their failures. He went from town to town inviting people to follow him and live under God's reign in this upside-down way. And he did many signs and wonders, so many Israelites began to hope that he would rescue Israel from the Romans and set up a new kingdom of peace and justice. In short, that he would bring the kingdom of God. Now, the religious leaders of the day were also hoping for God's kingdom, but to them, the message of Jesus was a threat. Yeah, they had expected to gain power and prestige when this all went down. But Jesus said God's kingdom belongs to the poor, to the outsider, and that real power is serving others in love. This conflict intensified when Jesus, while in Jerusalem, disrupted the temple sacrifices and called Israel's leaders a gang of rebels. So they arrested Jesus, and they had him accused before the Roman authorities of being a rebel king. He was handed over for execution, even though he was innocent. Then he was taken outside the city and put to death on false charges. This brings us to the final section of the Gospel of Luke. There was a religious leader named Joseph who opposed Jesus' execution and then requested to be given his body so he could bury Jesus in a nearby tomb. And then a couple of days later, some women who had followed Jesus came to visit that tomb, and they found it open and empty, and they encountered these mysterious figures telling them Jesus was alive from the dead. So they run away terrified. Nobody believes their report. I mean, he can't be alive. They all saw him die. Now, just outside of Jerusalem, a pair of Jesus' followers were leaving the city, traveling on a road to a town called Emmaus, and they were sad and confused about everything that had happened. Then Jesus shows up, walking alongside them, but they don't know it's him. Yeah, that's weird. Why couldn't they recognize him? Yeah, it's an odd but really significant image for Luke. They're blind to Jesus for some reason. So Jesus asks them, "What are you guys talking about?" And they begin to tell him about Jesus, a powerful prophet who they expected would rescue Israel, but was instead executed. Some women say he's alive, which is crazy. It's all too much. We're going home. So Jesus tries to explain that this is what the Jewish scriptures had been pointing to all along. That Israel needed a king who would suffer and die as a rebel on behalf of those who actually are rebels. And then he would be vindicated by his resurrection so he could give true life to those who would receive it. But it's still not making sense. They're as confused as ever. Which leads to the scene where they sit down for a meal with Jesus. He takes the bread, he blesses it, breaks it, and gives it to them, just as he did at the Last Supper. Yeah, this is the image of his broken body, his death on the cross. And it's when they take in the broken bread, that's when their eyes are open to see Jesus. Then he disappears, and the episode's over. So this is a story about how it's hard to see Jesus for who he really is. Yes, this is brilliant. I mean, how could God's royal power and love be revealed through this man's shameful execution? How could a humble man become the king of the world through weakness and self-sacrifice? It's very hard to see. But this is the message of the Gospel of Luke. It takes a transformation of your imagination to see it and embrace Jesus' upside-down kingdom. The Gospel of Luke ends with Jesus and all of his disciples together over another meal.
and everyone's freaking out about his resurrected body. I mean, he's still a human, but way more. Yes, he's passed through death and come out the other side, a walking, talking piece of new creation. And then Jesus tells them that he's going to give them the same divine power that sustained him, so they can go out and share the good news of God's kingdom with other people. After this, Luke tells us that Jesus was taken up into heaven, which is a cool exit and all, but why disappear into the sky? So in the Old Testament, the skies are the place of God's throne. They're above everything. So this is Luke's way of showing that Jesus has been enthroned as the divine king of the whole world. His followers stay in Jerusalem, worshiping God and Jesus, waiting for this new power, and this is where the gospel ends. Now, Luke is going to write about how they receive this power and take the news out into the world, and that's what his second volume, the Book of Acts, is all about. Dit laat 'n mens wonder, wat 'n verskil maak Paasfees nou eintlik vir ons as moderne mense wat eeue later dit steeds vier? Reg van die begin af was daar diegene wat getwyfel het aan die opstanding. Ons sou seker ook getwyfel het. Ek dink die opstanding was die verste ding vanaf die gedagtes van Jesus se volgelinge. Sulke dinge gebeur net nie. Hulle het nie 'n opstanding verwag nie. Wie het wel 'n opstanding verwag? Wie was bang dat iets vreemds dalk kan gebeur? Die Joodse leiers. Hulle het meer geloof gehad as Jesus se disippels, so ook die Romeine. Die volgende dag, net na die voorbereidings vir die Paasfees, is die Joodse leiers en die Fariseërs na Pilatus toe. Die edele het hulle gesê, iets het ons intussen bygeval. Toe daardie bedrieger nog geleef het, het hy beweer dat hy na 3 dae uit die dood opgewek sal word. Wees asseblief so vriendelik om opdrag te gee dat die graf 3 dae lank goed opgepas word. Sy disippels sal hom dan nie kan kom steel en die storie vir almal vertel dat hy uit die dood opgewek is nie. So 'n storie sal baie erger wees as die een dat hy opgewek gaan word. Pilatus sê vir hulle, nou maar goed, julle het julle wagte, gaan pas die graf so goed op as wat julle kan. Hulle is toe daar weg om die graf te gaan oppas. Hulle het nie slegs die ingang met die klip toegemaak nie, maar ook wagte daar gelos. Die gelowige volgelinge van Jesus het nie 'n opstanding verwag nie. Die eerste mense by die graf daardie sondagoggend was vroue, en hulle het ook nie 'n opstanding verwag nie. Hulle was daarom nie lijk te kom balsem, deur dit met speserye te behandel. Toe hulle daar aankom, was die graf leeg en die klip weggerol. Al 4 evangelies bevestig daardie feit. Die vroue het nie die vaagste benul gehad wat gebeur het nie. Selfs toe 'n engel vir hulle vertel wat gebeur het, het hulle nog nie geglo nie. Vir hulle was dit alles nonsens. Niemand staan op uit die dood nie, veral nie 3 dae later nie. Veral nie iemand wat met swepe geslaan is, gemartel is en toe gekruisig is nie. Veral nie iemand wat vir 6 ure aan 'n kruis gehang het voor hy sy laaste asem uitgeblaas het nie. Veral nie iemand wat 'n spies deur sy sy gehad het om seker te maak dat hy wel dood was nie. Veral nie as iemand verseël is na 'n graf met 'n klomp soldate wat buite wag hou nie. Alles dui daarop dat dit 'n onmoontlikheid was. Jesus se beste vriende het dit ook nie geglo nie. Die mense wat Jesus die beste geken het en lief was vir hom, het donker twyfel beleef. Hulle kon dit nie glo dat hy opgestaan het nie. Hulle almal het geglo dat hy regtig mors dood was. Hulle het nie verwag dat hy weer sou opstaan nie. Wat het hulle uiteindelik oortuig dat Jesus weer lewe? Jesus self het aan hulle verskyn. Die graf was leeg. Engele het gesê dat hy gaan opstaan. Maar toe hy self aan hulle verskyn, kon hulle hom sien, met hom praat, hom aanraak, sy stem hoor, in sy gesig kyk en hom dophou. Dit was waar, Jesus het teruggekom uit die dood. Teen alle verwagting in, het die waarheid hulle soos 'n vuishou voor die bors getref. Jesus het werklik opgestaan uit die dood. Op Paasondag het die priesters by die verskrikte soldate gehoor dat die graf leeg was. Dit het hulle ontstel, en hulle die soldate geld aangebied om te sê dat Jesus se liggaam gesteel is in die nag. Die blote moontlikheid dat hy kon opgestaan het nie gestrook met wat hulle geglo het nie. Ons kan dit seker die eerste Paasfees sameswering noem. Dit was die eerste, maar verseker nie die laaste nie. En die wagte het intussen die Hasepad gekies. Party van hulle is terug stad toe om vir die hoofpriester te gaan vertel wat alles gebeur het. Die Joodse leiers het dadelik weer 'n noodvergadering belê. Hulle het ooreengekom om wat gebeur het stil te probeer hou. Maar hulle moes by die soldate verbykom en bied toe vir hulle 'n aardige bedrag aan.
Vertel asseblief vir almal dat julle deur die nag aan die slaap geraak het. Jesus se vriende toe die kans gebruik om sy liggaam te steel. Moet julle nie verder oor iets bekommer nie. Ons sal vir alles sorg. As die gouverneur vra waarom julle in die diens geslaap het, sal ons wel 'n storie uitdink wat sal keer dat iets met julle gebeur. Die soldate het die omkoopgeld gretig gevat. Hulle het die storie wat die Joodse leiers versin het oral gaan rondvertel. Die Jode glo die storie tot vandag toe nog. So die jare verby gegaan, die eeue het gekom en gegaan, en elke keer was die aanval reg hier gewees by die leë graf, die opstanding en die waarheid omtrent Paasondag. Goeie Vrydag het nie so 'n probleem veroorsaak nie, want die wêreld verstaan van die dood. Elke keer as ons die koerant lees of die TV aansit, word ons gekonfronteer met die dood. Die dood is met ons. Die lijkshuise en afbop sal nooit uit besigheid gaan nie, want ons lewe in die land van die sterwendes. Ons lees die grafskrifte en doodsaankondigings in die koerante. Mense gaan aan om elke dag dood te gaan. Niemand kan die dood vryspring nie. Die wêreld het nie 'n probleem met die feit dat 'n man met die naam van Jesus deur die Romeine tereggestel is in Jerusalem nie. Almal gaan dood. Die feit dat Jesus doodgegaan het, is nie 'n probleem vir die meeste mense nie. Maar die wêreld het 'n enorme probleem met Paasondag, want die wêreld weet niks van die opstanding nie. Ons het 'n kategorie vir die dood. Ons ken van 'n lijkswa met karre wat agterna ry en 'n stoet. Ons weet waaroor dit gaan, maar ons het geen kategorie vir iemand wat opgestaan het uit die dood nie. Wat 'n verskil maak Paasfees aan jou? Kom ons draai die vraag om. Wat 'n verskil sou dit maak as Jesus nie opgestaan het uit die dood nie? Wat sou anders wees in ons wêreld vandag as Jesus nog steeds in die graf was? Hoe sou jy daaroor voel as iemand Jesus se geraamte ontdek of opgrawe? Sê nou maar Jesus het nie opgestaan uit die dood nie. Wat 'n verskil sou dit in elk geval maak? Dis nie 'n nuwe vraag nie. Dis 'n Bybelse vraag wat jy mee te doen kry in Paulus se brief aan die Korintiërs, daar in die suide van Griekeland. 7 keer gebruik Paulus die klein woordjie as. Hy vra die vraag om vir ons te wys hoe baie afhang van die liggaamlike opstanding van Jesus. En Paulus speel as ware die duiwelse advokaat om vir hulle te leer wat die meeste saak maak. Hy speel egter nie 'n speletjie nie, en hy mors ook nie ons tyd deur onbenullighede te debatteer nie. Dis vir ons nodig om herinner te word watter ongelooflike wonderwerk die basis vorm van ons geloof. Ons glo in iets absoluut ongeloofliks, dat 'n man wat dood was, teruggekom het na die lewe op die 3de dag. Ons glo dat God hom uit die dood lewendig gemaak het. Dis 'n buitengewone ding om te sê. Partykeer vergeet ons hoe verbasend so iets moet klink vir 'n ongelowige. Jy kan na die begrafplaas toe gaan en daar gaan staan en wag vir 'n lang ruk vir 'n opstanding om plaas te vind. Jy gaan baie lank wag. Daar's baie mense wat ingaan en begrawe word, maar niemand kom weer daaruit nie. Jy het al baie begrafnisse bygewoon, maar geen opstandings nie. Wat is die kans dat 'n man wat gemartel is, gekruisig is en toe begrawe is in 'n graf, sou opstaan uit die dood? Dit klink net nie moontlik nie. Jy kan nie staat maak op jou gevoelens oor so iets nie, want gevoelens verander of kan jou mislei. Wanneer ons dus hierdie Bybelgedeelte gaan lees, is dit nodig om kalm en oopkop te wees. Paulus sê as ware, laat ek die kerk verlaat en aan die buitekant staan en inkyk. Laat my dan die vraag vra, wat as Jesus nie opgestaan het uit die dood nie? Sê nou maar die Paasgebeure was nie waar nie. Paulus wys vir ons 4 katastrofiese gevolge as Jesus nie uit die dood so opgewek gewees het nie. Eerstens, as daar geen opstanding was nie, is ons prediking doelloos, sê hy. In Korintiërs 15 vers 12, daar is tog geen twyfel oor die boodskap nie. Jesus was dood en is weer lewendig gemaak. Hoe is dit dan nog moontlik dat party van julle kan twyfel en sê dat God nie mense wat dood is lewendig sal maak nie? As God nie iemand wat dood is lewendig kan maak nie, sou hy ook mos nie vir Jesus lewendig kon maak nie. As dit daarom waar sou wees, beteken dit dat alles wat ons vir julle vertel het net 'n klomp leuns is, en dat julle in net mooi niks glo wanneer julle sê julle glo in Christus nie. En dis nie al nie, as Jesus nog dood is, beteken dit dat ons 'n klomp leuns oor God ook vertel, want ons sê mos dat hy Christus lewendig gemaak het. Geen hoeveelheid lering of prediking sal iets beteken as jy glo dat dit alles vals is nie.
As Christus nie uit die dood opgewek is nie, sal al die geleerdheid in die wêreld waardeloos wees. Al die boeke wat oor die jare geskryf sou wees, sou niks beteken nie. Dis wat Paulus bedoel. Jy kan baie grade agter jou naam skryf, jy kan soveel boeke skryf as wat jy wil, jy kan preek tot jy Jesus, jy kan die grootste kerk in die wêreld hê, jy kan baie luisteraars hê, of jy kan jou naam in sement grafeer. Maar as die graf nie leeg was nie, mors jy jou tyd. To disbelieve is easy. To scoff is simple. To have faith is harder. Tweedens, as daar geen opstanding was nie, is ons geloof sonder vergifnis. 1 Korintiërs 15 vers 16. As God nie mense lewendig gaan maak nie, geld dieselfde mos vir Jesus. Dan is hy mos ook nie lewendig gemaak nie. En as God hom nie lewendig gemaak het nie, is julle nog maar net soos julle altyd was, van kop tot tone in die sonde. Van die ander vertaling sê dit sou waardeloos wees, iets wat geen resultate opgelewer het nie. Dit sou 'n belofte wees sonder vervulling, dit sou 'n reis wees sonder 'n bestemming, dit sou 'n storie wees sonder 'n einde, dit sou 'n saadjie wees wat geen oes opgelewer het nie. Dit sou 'n droom wees wat nooit waar geword het nie. Dit sou 'n speletjie wees sonder enige wenners. Dit sou 'n maatskappy wees wat niks het om te verkoop nie. Ons sê dat Christus vir ons sondes gesterf het, maar hoe weet ons dat sy dood enigstens iets verander het? As Christus in die graf gebly het, sou ons nooit seker kon wees dat God sy offer aanvaar het nie. Gedurende daardie Paasnaweek, Saterdag in Jerusalem, was niemand in die wêreld seker dat die offer van Jesus genoegsaam was nie. Solank hy in die graf gebly het, het dit gelyk of die duiwel gewen het en Jesus verloor het. Jesus het gesê aan die kruis, dit is volbring, dit is klaar. En wat was klaar? As hy nie opgestaan het uit die dood nie, dan was Jesus klaar. Die storie was oor, en ons sou steeds in ons sonde verstrengel wees. Dis hoekom die opstanding so belangrik is. Paasondag was God se groot amen na Goeie Vrydag. Op Goeie Vrydag het Jesus uitgeroep, dit is voltooi. En op die derde dag het God amen geantwoord, toe hy sy seun uit die dood laat opstaan het. Omdat hy nou vir altyd lewe, kan ons weet dat ons sondes vir altyd vergewe is. Dis die belangrikste ding vir Paulus. Is ons waarlik vergewe of nie? As Christus opgestaan het, is die antwoord ja. As Christus nog steeds in die graf was, was die antwoord nee. As daar geen opstanding was nie, is ons dood sonder redding. 1 Korintiërs 15 vers 18. Dan help dit niks meer dat julle sê julle glo nie. Dan is nie net ons nie, maar ook al die ander Christene wat al dood is, sonder enige hoop totaal verlore. Ander vertaling sê, dan is ook die wat in Christus ontslaap het, verlore. Die Griekse woord vir ontslaap wat gebruik word, kom van die Griekse woord koimeteria, vanwaar ons die Engelse woord cemetery vandaan kry. Dit beteken letterlik 'n plek waar daar geslaap word. Dis waar Christene hulle dooies begrawe het, in die slaapplek, die cemetery. Want as jy gaan slaap, kan jy ook verwag om weer wakker te word. Christene het nog altyd geglo dat almal wat in Christus ontslaap het, weer sal wakker word op die dag van opstanding. As Christus nie opgestaan het nie, het die dood oorwin. As hy steeds in die graf was, was daar geen hoop vir enigiemand nie. Dan was hierdie lewe al wat daar was. This is as good as it gets. Almal wat hier sou doodgaan, sou vir ewig dood bly. Maar in vierde plek, as daar geen opstanding was nie, sou ons hopeloos wees. 1 Korintiërs 15 vers 19. As ons net vir hierdie lewe op Christus hoop, dan is ons die ellendigste van alle mense. As Christenskap net iets beteken terwyl ons nog op hierdie aarde is en daar vir ons niks meer oor is daarna nie, is ons 'n hopelose spul mense vir wie ander net baie jammer kan voel. Vir Paulus was die saak duidelik. As Jesus nie opgestaan het nie, het ons maar net onsself geflous. As Christus nog steeds in die graf was, was al die skeptici reg gewees. Dan sou daar geen fondasie vir ons geloof gewees het nie. Ons sou niks meer wees as 'n paar misleide sotte nie. As Christus nie opgestaan het nie, sou ons geen boodskap gehad het om te deel nie. As Christus nie opgestaan het nie, sou daar geen God wees om ons gebede te hoor nie. As Christus nie opgestaan het nie, sou ons nie gered gewees het nie.
As Christus nie opgestaan het nie, sou daar geen werk vir sendelinge wees nie. As Christus nie opgestaan het nie, kan ons maar elke kerk toemaak en verkoop. As Christus nie opgestaan het nie, was elke Christen die laaste 2000 jaar verkeerd gewees. Dis wat Paulus bedoel. Ons hoor soms goed bedoelende mense sê, selfs al was dit nie waar nie, is dit daarom nog beter om 'n Christen te wees. Maar as hy steeds in die graf was, kan jy hom nie in jou hart hê nie. As hy steeds in die graf was, speel jy maar net godsdienstige speletjies, soos al die ander godsdienste. As hy steeds in die graf was, is dit nie beter om 'n Christen te wees nie. En Paulus stel dit baie reguit. Hy wil nie hê ons moet speletjies speel nie. Hy wil nie hê ons moet aan die einde van ons lewe eers ontdek dat alles wat ons geglo het, maar net misleiding was nie. Hy wil nie eers moet dink dat iets waar is, en dit dan later uitdraai dat dit onwaar was nie. As Christus steeds dood was, dan verdien ons om bejammer te word, want dan glo ons 'n leuen. As Christus nie opgestaan het nie, sou ons prediking en boodskap sonder betekenis wees. Ons geloof sou sonder vergifnis wees. Ons dood sou sonder redding wees. Ons tyd op aarde sou sonder enige betekenis wees. Het ek enige rede om te glo in die opstanding uit die dood? Hierso is Paulus se antwoord, baie reguit, duidelik en sonder enige twyfel. Vers 20. Die waarheid is heeltemal anders. God het Christus lewendig gemaak, nadat hy aan die kruis dood is. En Christus is maar die eerste een van nog baie om te kom, dit waarborg hy. Maar nou, Christus is opgewek uit die dode. Hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het. Die woord maar nou skets vir ons die kontras. Baie hang af van daardie woorde, die opstanding van Jesus, ons eie opstanding uit die dood, die opstanding van almal wat gesterf het met hulle geloof in Jesus. Die term eersteling of eerste vrugte verwys na die eerste deel van die oes. Vir die Israeliete beteken dat die eerste deel van hulle oeste aan die Here geoffer moes word. Dit was 'n vrolike dag wanneer hulle die eerste vrugte geoffer het, want dit het beteken dat daar 'n veel groter oes op pad was. Deur die opstanding van Jesus uit die dood, sê God, eendag sal al my kinders opstaan uit die dood. Geen een van hulle sal in die graf agterbly nie. Elkeen van hulle sal opstaan vir ewig, voltooid, perfek, verheerlik, vry van siekte, verlos van die dood, vrygemaak van die dood, vry van sonde, vry van swakheid, bonatuurlik herstel, volledig soos Jesus. Alle defekte sal weg wees, die werk sal klaar wees. Ons sal gesonde liggame hê, 'n helder verstand, onverdeelde harte, in die teenwoordigheid van ander gelowiges, in 'n menigte van wat niemand kan tel nie. Ons sal vergader om die troon en lag en sing en jubel. Ons sal mekaar dieper ken as ooit van tevore. Ons sal kan lief hê sonder beperkings. Ons sal helder kan dink. Ons sal steeds onsself wees, maar ook meer as wat ons ooit was. Ons sal word wat ons altyd wou gewees het. Ons sal ons geliefdes sien wat ook dood is in die Here. Ons sal hulle ontmoet wat ons vooruit gegaan het. Ons sal selfs die heiliges van vroeë eeue sien, mense soos Abraham en Moses en Luther en Spurgeon en Billy Graham. Ons sal ons oupas en oumas sien en ons kleinkinders, en ons sal ons verheug oor die genade van God. Ons sal vir Jesus sien en voor hom neerbuig. Ons sal in die huis van die Here bly tot 'n lengte van dae vir altyd. Dis ons hoop, ons geloof, ons vertroue, dat dit wat ons voorvaders geglo het, ook deur ons geglo word. Dis wat die eerste Christene geglo het, en dis wat Christene vandag dwars oor die wêreld glo. Dis nie maar sommer net niks of 'n kleinigheid om te sê dat iemand wat nou dood is, weer eendag sal opstaan en lewe nie. 2000 jaar gelede het Jesus opgestaan uit die dood, om nooit weer dood te gaan nie. Hy het opgevaar hemel toe, waar hy sit in die regterhand van God die Vader. Binnekort sal hy terugkom aarde toe, as die koning van alle konings, en op daardie dag sal die dooies wat Christene was, eerste opstaan. Die wat twyfel kan maar aanhou twyfel as hulle wil. Ons sal aansluit met Christene wat luid sal verklaar, Jesus Christus lewe vir altyd. Omdat hy opgestaan het, sal ons ook opstaan. Die dood het nie die laaste woord nie. Die graf wen nie op die ou end nie. Al kan ons dit nog nie sien nie, sal die begrafplaas of die cemetery die terrein wees van hulle wat weer sal opstaan. Ons het alle rede om bly te wees, want ons sal vir ewig lewe met hom. Moenie jou bekommer oor presies hoe dit gaan wees nie. Jy sal daar wees en jy sal opstaan. Michael Green het die volgende gesê:
Christianity does not hold the resurrection to be one among many tenets of belief. Without belief in the resurrection, there would be no Christianity at all. The Christian church would never have begun. The Jesus movement would have fizzled out like a damp squib with his execution. Christianity stands or falls with the truth of the resurrection. Once disprove it and you have disposed of Christianity. Dankie Jesus dat u nie net die prys vir my sonde betaal het nie, maar ook opgestaan uit die dood, sodat ek ook eendag vir ewig sal lewe. Al sukkel ons met ons kop om dit alles te verstaan, weet ons in ons harte dat u leef, en dat ons vir altyd by u sal wees. Na die eerste Saterdag na die kruisiging was die disippels platgeslaan, maar dit was nog nie die einde van die storie nie. Ons weet wat daarna gebeur het. Sondagoggend het nog voorgelê. Dankie dat ons vandag die hele storie ken en kan vreugde vind in dit wat u gedoen het. Amen.